Goeiedag, welkom hier by Inspireer. Ek hoop jy het 'n amazing naweek sover. Ek hoop jy is geseën daar waar jy is. As jy bietjie weg is vir die naweek, mag Here jou veilig terugbring huis toe en ek hoop jy is lekker uit. Dankie dat jy saam met ons inskakel. Soos gewoonlik, jy wil ons inspirasie vanuit die woord van God kry. En ons tema vir hierdie week is: hoe bestuur ek en jy ons tyd? Nie op die wêreldse manier nie, maar op Christus se manier. Wat leer die Bybel ons van effektiewe tydbestuur en wat maak eintlik saak, meer as wat ek dalk dink saak maak? En vandag is ons daar in Efesiërs 5, vers 15 tot 16. Ek lees saam met julle. Dit sê: wees baie versigtig hoe julle leef. Leef soos mense wat weet wat God van 'n sinvolle lewe verwag en nie soos mense wat niks daarvan weet nie. Moenie jou tyd mors nie. Maak die beste gebruik van elke geleentheid wat jy kry, want ons leef in moeilike en slegte tye. En dis asof Paulus vir ons net kom sê, die Engels het so mooi met hulle sê, live in the moment. Wees teenwoordig in die oomblik. Ek het nou die dag 'n foto gesien van 'n konsert wat mense het buite en dan is daar 'n orkes wat optree en dan almal hulle fone in hulle hand besig om af te neem en dan is daar een ouer dame wat so staan en sy kyk. En ek wil amper vir jou vra, wie dink jy neem die meeste in hierso? Iemand het dalk 'n video na die tyd, maar daar's net een persoon daar wat in die oomblik is en dit is daai ou tannetjie wat staan en luister met daai glimlag op haar gesig. Dis iemand wat in die oomblik is. En dit is asof Paulus vir ons kom sê, wees in die oomblik. En ek en jy is soms so behep met tyd, dat ons wil dinge so uitbeplan, dat my gedagtes en my hart en my visie is eintlik al reeds in môre. Want môre het ek afsprake, môre moet dit gebeur, môre moet dat gebeur, en is so gejaag. En vanmiddag 1 uur moet ek die kinders optel, en 4 uur is daar ekstra klasse, en 7 uur is daar kos. Ons het hierdie, ek wil amper sê, ons lewe vir hierdie oomblikke, in steede van in die oomblik. En ek het jare terug, het my lewe verander, toe hy gesê het, ons het sekere hoogtepunte, in ons week leef ons vir die naweek. En in die maand leef ons vir einde van die maand, want dan kry ons salaris. En dan leef ons vir die groot Kerstyd, wat een van die groot holidays is, as jy nou so kan sê. So ons lewe eintlik maar net vir die einde van die jaar. En so wens ons eintlik maar net ons week verby, ons maand verby, ons jaar verby, sodat ons, ek weet nie, 'n dag of 2 se oomblik kan probeer vasvang, maar ons mis die oomblikke tussenin. En dit is die goed wat saak maak. Dis wat Paulus hier kom sê, hy sê, moenie tyd mors nie, maak die beste gebruik van elke liewe oomblik. En ek wil jou vandag aanmoedig, neem die oomblik in, waar ook al jy is en hoe onvanpas jy dalk mag dink dit is, en hoe irrelevant dit dalk mag wees, wat se gesprek jy ook al vandag mag hê, wees in die oomblik. As jy met iemand praat vandag, wees in die oomblik, moenie hulle kort knip nie, moenie terwyl iemand met jou praat, dink aan ander goed, en ek moet eintlik dit gaan doen, of wees in die oomblik. Ouers, met julle kinders, man, ek kom pleit by jou vandag, wees teenwoordig in jou kind se lewe. Wees teenwoordig in daai oomblikke. Geef hulle jou volle aandag. Ek smeek jou, sit jou foon neer. Bære jou foon, vergeet van jou kalender, spandeer tyd saam met jou geliefdes. Leef in die oomblikke. Maak seker hierdie oomblikke gaan ons nie verby nie. So Paulus hier vir ons kom sê, hy sê, wees baie versigtig. Moenie jou tyd mors nie. Jesus sê, hou op dink aan die dag van môre. Hy sê nie ek of jy kan 'n dag by ons lewe toevoeg deur daaroor te stres nie. So hou op stres, kom ons leef in die oomblik, kom ons geniet hierdie oomblik wat die Here vandag vir ons gee. Kom ons bid saam. Vader, ons eer U. Here, dankie vir oomblikke. Dankie vir goddelike oomblikke in ons lewe. Here, dankie dat daar soveel oomblikke is wat ons kan koester en kan terugkyk en sê, Here, dankie, U was goed vir ons. Here, is ons begeerte vandag in ons gebed dat ons nog meer van daai oomblikke sal hê. Dankie vir 'n rustigheid, 'n vrede en 'n kalmte wat oor ons lewe spoel. Here, dat U ons in staat stel om sonder vrees vir die toekoms, om sonder angs en bekommernis vandag stil te staan en sê, ek waardeer die oomblikke in my lewe. Ek waardeer die oomblikke met die Here. Ek waardeer die oomblikke met my geliefdes. Ek waardeer die oomblikke met my kollegas. Here, mag ons hierdie oomblikke koester. Maar meer as dit, mag U ons bewus maak van hierdie oomblikke. Mag ons dit nie verbykyk, omdat ons so besig is om te beplan en te dink en te droom aan die toekoms nie. Dankie, Here, dat U ons gegrond hou in U. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie dat jy hierdie week saam met ons tyd spandeer het, en ons sien uit om jou by ons dienste te sien, by Familia Day en by Corpus Christi, en saam met jou daar so lekker tyd te spandeer. As jy wil weet wat ons programme is vir die res van die maand, asseblief gaan kyk daarso op ons Facebookblad, sal jy dit sien. Jy moet 'n fantastiese en 'n geseënde week hê volgende week. Here seën jou. Totsiens.